Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend hier kan wees. Here, dankie vir die reën wat daar buite val, wat weer net vanoggend opnuut vir ons kom vertel en kom verklaar, dat U die almagtige Skepper God is, wat sorg vir U skepping, wat omsien na U skepping. Ja Here, daar is so baie van U skepping wat ons nog nie verstaan nie, nog nie kan verklaar nie. Maar dankie dat ons weet, Here, U weet alles. En dat U 'n plan en 'n doel het met alles, en dat U alles in stand hou, en dat daar bepaalde siklusse is en ritmes is in hierdie skepping. Dankie dat U alles so wonderbaarlik geskep het. Here, dankie dat U ons ook wonderbaarlik geskep het, Here, en dat ons elkeen wat hier is ook vanoggend net weer opnuut kan besef wat se bevoorregte posisie ons in is. Dat die Skepper van die groot heelal vir ons sê dat ons U mag Vader noem, Here. En dat U ons Vader is wat alles ook van elkeen van ons af weet. Here, is eintlik te groot vir ons begrip om te kan verstaan die implikasie daarvan. Dankie Here dat U ons so lief het met 'n liefde wat vir ons eintlik onbegryplik is. Here, en daarom is ons ook vanoggend hier, want ons wil aan U ook die eer bring, die lof bring wat U toekom. Ons wil U loof en prys, Here, vir wie en wat U is. Maar Here, ons is ook hier want ons wil graag meer van U leer. Meer leer van wie U is en meer leer van hoe ons moet optree. Omdat ons deel is van U familie, deel is van U gesin. Daarom Here, kom praat met ons elkeen, help dat ons sal beleef wat ons ook vandag, ook vanoggend hier 'n ontmoeting met U het. U wat die lewende Here is. Amen. Vanoggend se teks is Jesaja 9 en dis waarby ons gaan stil staan in hierdie adventtyd. Is by hierdie spesifieke teks, Jesaja 9 vanaf vers 1 tot en met vers 7. So ek lees vir ons die teks. Die volk wat in donkerte geleef het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie, baie gemaak. Hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Soos die dag toe Midian verslaan is, het U die juk verbreek wat op die volk gedruk het. Die stok waarmee hulle geslaan is, waarmee hulle gedryf is. Elke soldaat skoen wat in die oorlog gebruik is, en elke uniform wat met bloed bevlek is, sal verbrand word, deur die vuur verteer word. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers, en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid, van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. So lees tot sover. Terughou by die beeld, dis moeilik as jy nie weet en kan sien waarheen jy moet gaan nie, maar daar's 'n klomp mense wat vir jou probeer raad gee, en party se raad is miskien beter as andersin, maar die ergste is daar 'n klomp is wat gelyk praat, en jy weet nie eintlik na wie se stem jy moet luister nie, want die een sê gaan bietjie meer links, en die ander een sê gaan bietjie meer regs, en die een sê gaan so, en die ander een sê loop dit, en dan raak mens baie keer deur mekaar, want jy weet nie, jy kan nie sien nie, en gewoonlik
is die belangrike om dan te sê, maar iewers moet ek probeer om op een persoon se stem te fokus, op een persoon se stem te konsentreer. Ten spyte van al hierdie ander stemme wat vir my probeer sê, waarheen moet ek gaan, wat moet ek doen, om uit te kom daar waar ek moet uitkom. Ek weet nie of jy ietsie daarvan beleef het nie, Franco. Hulle was nou 'n bietjie stil, hulle het nie almal so baie raad gegee nie, maar dankie vir elkeen van julle wat daarmee ook gehelp het. Ek dink ons leef in 'n era, dit kom al van die Bybelse tyd, sien net nou nie, ons lees in die Bybelse tyd al, dat die konings raadgewers gehad het, en verskillende raadgewers wat hulle van raad bedien het, en vir hulle raad gegee het. Maar ek dink ons leef vandag in 'n tyd en 'n era, waar ons eintlik met 'n magdom raadgewers sit. Amper in elke lewensterrein, elke beroep, in elke veld amper, is daar raadgewers. Nou, formele raadgewers, die konings het raadgewers, die presidente het raadgewers. Ons hoor hoe baie kommissies en goed word aangestel met die doel om raad te gee vir die ouens wat binne 'n bepaalde beroep staan of 'n sekere verantwoordelikheid moet beklee. Ons weet in die mediese veld, is daar mense wat raad gee vir verskillende mediese persone en vir diegene wat dalk nie so baie van medies weet en verstaan nie. Daar is verskillende raadgewers. Mens kry raadgewende ingenieurs, jy kry finansiële adviseurs wat eintlik maar ouens is wat vir jou finansies raad gee. En dan kry mens oral ouens wat as konsultante aangestel word en dis ook eintlik maar ouens wat raad gee. En so sal ons kan aangaan. En dan praat ek nie eers van al die informele raadgewers nie. Mens kry baie informele raadgewers en baie van ons het sulke mense in ons lewens, Baie keer ouer mense wat meer lewenservaring as jy het, deur sekere goed al deur dit is, die pad al gestap het, en dan sal mens baie keer met hulle gaan sit en gesels, Baie keer by hulle gaan aanklop vir raad om te hoor, maar wat dink hulle, wat is hulle opinie op grond van hulle lewenservaring, hulle lewenswysheid, wat is die regte besluit, die regte keuse om ook uit te oefen vir my lewe of as ek bepaalde besluite in my lewe moet neem. Nou deesdae sien ons dat op die sosiale media platforms en op ander platforms het dit nou al hoe meer ook 'n invloed begin uitoefen. Hoeveel mense, hoor mense, en ek weet, ek ken nou redelik baie dokters en spesialiste, en ek weet baie keer die frustrasie wat van hulle beleef is, want iemand is siek, en dan sal die persoon nou aankom, en dan sal die dokter sê, hy vermoed is dit, en dan gaan die persoon en hy gaan Google alles, en dan wil hy eintlik vir die dokter kom vertel, maar wat is fout, of hoe die dokter hom moet behandel, want Google het gesê so, weet, en dan soveel ander sulke lewensterreine wat mense dieselfde beleef, Mense is deesdae baie vinnig wat hulle na Google toe gaan en op Google goed gaan soek. En nou het AI nog bygekom, nou is dit nog meer, platforms en maniere. Hoeveel mense wat ek nie hoor nie, wat sal sê, en dis nou alle lewensterreine, ek vat nou maar die mediese terrein, maar net as 'n voorbeeld, baie ander lewensterreine, sal mense baie keer selfs, op 'n geestelike lewensterrein, sal mense ontsteld raak oor goed, want hulle het nou een of ander YouTube video gaan kyk, wat iemand nou goed gesê het, en dan is ouens ontsteld oor die goed. Hoekom? Want ons het deesdae so baie goed en mense en plekke wat almal raad gee oor jou lewe en hoe jy jou lewe moet lei en hoe jy moet optree en wat jy moet doen. En daarmee sê ek nie vir een oomblik raadgewers is verkeerd of sleg nie, glad nie. Raadgewers het 'n baie belangrike rol om te vervul in ons almal se lewens. Maar wat ek probeer sê is ons moet begin veral in vandag se tyd baie meer selektief begin wees met na wie se raad jy luister. Wie se raad jy volg? Wie gaan jy toelaat het 'n inspraak in jou lewe? Ons sien reg deur die Bybel ook dat daar mense is wat nie noodwendig altyd van die beste raad gegee het nie. Spreuke 12 vers 5 waarsku al, dan sê Spreuke 12 vers 5, die mening van regverdiges kan die toets van die reg deurstaan. Die slim raad van goddeloses is onbetroubaar.
En dan weet ons, as ons so deur die geskiedenis van die volk gaan, daar is soms van die mense, soms van die profete was, wat die Here gebruik het, om die volk raad te gee, wat nie altyd noodwendig die beste raad gegee het nie. Want dan soms mense wat se raad nie is dit wat die Here wil hê dit moet wees nie. So as ons na die Ou Testament gaan kyk, dan sien ons duidelik dat sommige van hierdie raadgewers het eerder die raad gegee wat mense graag sou wou hoor. Nou die profete word nie per se noodwendig altyd raadgewers genoem nie, maar as ons kyk na die funksie wat hulle vervul het in die Ou Testament, dan sien ons dat hulle baie keer eintlik maar die volk van raad voorsien. Eintlik was hulle God se spreekbuis wat vir die volk verduidelik en vertel het hoe hulle moet leef, wat hulle moet verander, wat's reg, wat is verkeerd. Maar dan lees ons 'n verskeie plekke in die Bybel dat daar soms van die profete was wat eerder die meer populêre opinie gehad het. Wat bang was wat die volk se reaksie sou wees as hulle nou nie positiewe goed gee nie of sê nie. En dan sê hulle en gee hulle die raad eintlik wat die volk graag wil hoor. En baie keer is dit ook een van die probleme in die lewe waarin ons is. Ons is baie lief om te luister na die raad van diegene van die raad wat ek van hou. Wat by my pas, wat vir my lekker is en goed is om te hoor. En baie keer is die beste raad nie altyd die maklikste raad nie. Baie keer is die beste raad die raad wat soms jou ongemaklik maak, raad wat jou so 'n bietjie miskien uit jou gemaksone uit gaan vat. Maar ons hou daarvan as raad ons gemaklik laat voel en ons laat inpas. In hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is Jesaja, bekende profeet van die Here, aan die woord, en hy is eintlik so 'n bietjie besig om 'n profesie uit te lê, maar ook 'n raad te gee vir die volk. En dan begin hierdie teks wat ons gelees het om te sê, maar die volk is eintlik op 'n donker plek in hulle lewe. Dit gaan swaar, dit gaan moeilik met hulle. Hulle is onder die juk van die Assiriese ryk, en ons weet die Assiriese ryk was 'n wrede klomp gewees, en hulle het baie keer ander volkere en stamme aangeval en mense weggevoer en regtig wreedaardig met ander mense omgegaan. So hulle is op 'n baie onsekere plek. Die volk leef in twyfel, die volk leef in vrees. Die volk beleef dat hulle leierskap nie is daar waar dit moet wees nie. Het gaan soms moeilik met die volk. En dan kom sê Jesaja, dan sê hy maar daar's 'n lig op pad. God die Vader gaan lig bring binne in hierdie duisternis, binne in hierdie moeilike donker situasie waar binne in die volk hulle tans bevind. Volk wat nie meer lekker weet na wie moet hulle luister en wie nie. Wie se raad is reg en wie se raad is nie reg. En dan sien ons die antwoord op hierdie donker, chaotiese tyd waar hulle is dat die Here nie een of ander magtige koning en heerser stuur wat 'n aardse koninkryk gaan kom vestig en hulle weer kom op die regte plek sit. Nee, hy stuur nie een of ander militêre strateeg wat deur oorlogvoering hulle situasie gaan verander nie. Hy stuur nie een of ander uitsonderlike diplomaat wat met goeie diplomatieke praatjies hulle weer op die regte plek gaan bring nie. God se antwoord is dat hy 'n kind stuur. Dat hy self mens word as kind. En dan wat word hierdie kind onder andere genoem? Wonderbare raadsman. Dan sê die Here, maar dit is sy oplossing vir hulle, maar nie net vir hulle nie, vir hierdie hele wêreld. Is dat hy Jesus Christus stuur. Hy verander nie onmiddellik hulle situasie nie. Hy wag nie tot hulle kies om na hom toe te gaan en vir hom eers te vra noodwendig van oplossings nie. Wat doen die Here? Hy kom vul hulle situasie met sy teenwoordigheid. Wat doen hy? God gaan nie en met respek gesê van buite
die aarde af, kom maak hy die aarde weer heel en reg nie. Wat doen hy? Hy stuur sy seun Jesus Christus in af aarde toe. Dat sy seun van binne af die wêreld transformeer en kom herstel en kom heel maak. God kies nie om met respek gesê, as julle hoor wat ek probeer sê, van buite af die aarde reg te maak. Sy seun kom dat hy van binne af kan vernuwing bring. Daarom ook dan dat die Bybel ons kom leer dat ons God in ons lewens moet inlaat. Hoekom? Want die Here wil nie van buite af ons lewens kom herstel nie. Hy wil van binne af ons lewens kom nuut maak en kom heel maak. Maar wat beteken dit as hy sê wonderbare raadsman? Ons kan dit ook vertaal met raadgewer. Want dis maar wat 'n raadsman is iemand wat raad gee. En hy sê, maar dis een van die redes hoekom Jesus aarde toe gekom het is sodat hy vir ons hier op aarde kan kom raad gee en kom vertel wie God is, wie die Vader is en kan kom raad gee oor hoe ek en jy moet leef. As ons na die Hebreëse woordjie gaan kyk, dan beteken dit wonderbaarlike wysheid, bo menslike insig, goddelike raad, wysheid wat te groot is vir mense. Jesus sit met 'n stuk wysheid wat bokant my en jou begrip is, bokant my en jou verstaan is. Dit beteken dat Jesus nie net die perfekte advies gee nie, maar dat hy ook vir ons die perfekte pad kan wys. Ander raadgewers gee vir jou raad op grond van hulle lewenservaring, op grond van dit wat hulle gestudeer het, hulle kennis, en dan probeer hulle na die beste van hulle vermoë vir jou raad gee. Jesus is anders. Jesus weet alles. Daar's niks wat hy nie weet nie. Jesus weet ook wat in die toekoms vir my en jou lê. Wat wag in die toekoms vir ons? So wanneer Jesus raad gee, is dit nie net na die beste van sy vermoë nie, dit is die beste raad, daar is geen ander beter raad nie. Want hy ken jou deur en deur, hy weet alles van jou af. En hy weet wat lê in die toekoms vir jou. En daarom dan is Jesus die perfekte raadsman, die perfekte raadgewer vir elkeen van ons. Kyk maar reg deur die evangelies wanneer Jesus met mense besig was. Elke keer het Jesus presies geweet wat die probleem is, wat die oplossing is. Baie keer nog voordat mense iets gesê het. Wanneer mense bang was, het hy het geweet. Wanneer hulle 'n bepaalde nood gehad het, hy het geweet. Dink maar aan Maria en Martha. Jesus het geweet, Maria het nodig om nou by sy voete te sit. Die ander werk kan eers wag. Dis nie minder belangrik nie, maar dit kan eers wag. Jesus het die Samaritaanse vrou geken daar by die put. Hy het geweet hoe lyk haar agtergrond. Hy het geweet dat sy nodig gehad het om by sy lewende water uit te kom voordat sy dit besef het. Voordat sy nog besef het wat eintlik haar behoefte was. Jesus het reeds geweet. Net hy het begin aanspreek. Dink maar aan die ryk jong man wat na Jesus toe kom en vir Jesus sê maar hy onderhou die wet en hy doen al hierdie dinge. En wat gebeur? Jesus weet presies waar sy probleem lê. En dan lê Jesus sy vinger op daai probleem en sê vir hom, gaan verkoop alles en kom dan terug. Nou weet ons, daar gaan die ryk jong man bedroef weg. Hoekom? Want Jesus weet presies waar is die ding wat skeiding bring tussen hom en God. Maar hy wil nie na Jesus se raad luister en dis te moeilik, dis te swaar om afstand te doen daarvan. Die blinde man wat daar by die poel gesit het, daar by Bethesda en wat die Here gehelp het en gesond gemaak het. Elke keer weet die Here. Elke keer weet hy presies wat die probleem is. Hoekom? Want die Here ken ons elkeen se hart. Hy ken elke motief. Hy verstaan elke liewe ding van my en jou.
So daar's geen beter raadsman in die lewe as Jesus Christus nie. Maar wat is die probleem? Ons leef in 'n wêreld waar daar so baie stemme is. So baie mense is wat vir my en jou raad wil gee oor so baie goed in ons lewens. En baie keer is dit raad wat ons gevra het, maar baie keer is dit nie eers raad wat ons gevra het nie. Baie keer sal mense vir jou raad gee sonder dat jy noodwendig die behoefte gehad het of dit nodig geag het vir raad. En dan raak dit amper soos nou wat ek probeer uitbeeld het, dat ons naderhand nie meer weet maar wie moet ek luister nie, wie se raad is die beste? Moet ek hierdie kant of moet ek daai kant toe gaan? En dan kan dit so maklik gebeur dat al hierdie stemme, die mense, die Google, die AI, die YouTube video's, al hierdie ander goed, se stemme so hard in my lewe raak, dat ek nie meer Jesus se stem hoor. Dat ek nie meer kan hoor wat is die stem van die wonderbare raadsman. Die een wat die beste raad vir my in die lewe kan gee nie. En dan vergeet ons soms ook om by die Here te gaan raad soek. Veral as dit oor belangrike goed in my lewe gaan. Hoe kry ons raad by die Here? In die eerste plek deur sy woord. Daar's eintlik antwoorde op al ons lewensvrae, al ons lewenskrisisse in sy woord. Ja, dit gaan oor beginsels baie keer. As ons baie keer worstel met keuses in ons lewens, worstel met goed in ons lewens, gaan ek nie noodwendig kan gaan in 'n duidelike antwoord kry om te sê, maar as dit gebeur, tree so op nie. Maar hierdie Bybel, God se woord gee vir ons al die beginsels wat ek nodig het, om te weet hoe om alles in my lewe te kan hanteer. Maar ek dink die probleem is baie keer, ons het lui geraak. Want dit is makliker om gou by Google of by AI te gaan vra, maar wat is die opinie daar? Wat moet ek doen as ek met hierdie probleem sit, of ek sit met hierdie krisis? Dit vat bietjie meer werk, en is dalk so bietjie moeiliker om die beginsels te gaan soek in God se woord. God se woord te gaan lees, gaan te studeer, gaan kyk, maar as ek met hierdie probleem sit, watter beginsels wat Jesus my kom leer het, is nou hier van toepassing? Watter beginsels moet ek hier toepas? Wat is dit wat die Here van my vra en van my verwag? Onthou, Jesus se raad is die beste raad. En dan beteken dit nie, jy kan nie ander mense se raad gaan vra nie, natuurlik kan jy. Maar dit is belangrik dat God se raad, Jesus se raad, altyd die belangrikste raad sal wees. En dat jy enige ander raad wat enige iemand vir jou gee, ook sal gaan toets of dit voldoen aan die beginsels wat Jesus ons leer. En nie net kom leer het nie, hy het dit vir ons kom leef toe hy op aarde was. En dan natuurlik die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom woon binne in my en jou. En deur die Heilige Gees kom praat die Here ook met my en jou. Die Heilige Gees help ons om God se woord reg te verstaan, sy woord reg te interpreteer. Weereens, hoe het God die wêreld kom heel maak? Hy het Jesus gestuur in hierdie wêreld in. Hoe help die Heilige Gees jou? Die Heilige Gees staan nie buite jou en gee vir jou raad nie. Die Heilige Gees woon in jou. En gee vir jou raad, en lei jou en begelei jou. En oortuig jou en waarsku jou en troos jou en doen al hierdie goed wat die Heilige Gees doen. Daarom verder aan Jesaja 11 vers 2, dan is dit pertinent op Jesus van toepassing, dan word daar geskryf, die Gees van die Here sal op hom rus. Die Gees wat wysheid en insig gee. Die Gees wat raad en sterkte gee. Die Gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Hoor mooi wat sê hierdie teks, wat doen die Gees alles? Die Gees gee wysheid en hy gee insig. Hy gee raad en hy gee sterkte. Hy gee kennis en help ons om in eerbied vir die Here te leef. Dis wat die Gees ook vir my en jou wil doen, as ons die Heilige Gees toelaat om dit te doen in ons lewens. En dan natuurlik dan ook deur die liggaam van Christus.
Die Here gebruik ook medegelowiges. Die Here praat ook deur medegelowiges met ons. En daarom ja, dis hoekom Spreuke sê, maar oppas, moenie gaan raad soek by goddeloses nie. As jy wil raad hê, gaan praat met iemand wat jy weet ook 'n kind van die Here is. Gaan praat met iemand wat jy weet wat ook 'n pad met die Here stap. Want wanneer hulle vir jou gaan raad gee, gaan hulle raad na alle waarskynlikheid gebaseer wees op God se beginsels. Die beginsels wat in sy woord vervat is. Daarom toe Jesus aarde toe gekom het, het hy ook aarde toe gekom om vir my en jou die wonderbare raadsman te wees, die perfekte raadsman te wees. Maar dan moet ek en jy weer leer om regtig te luister en te hoor wat sê die Here, te hoor wat is sy roepstem. My en al hierdie ander stemme wat almal vir ons raad wil gee en wil vertel hoe ek moet lewe in hierdie lewe. Dan moet ek toelaat dat die Here die belangrikste raadsman is in die keuses wat ek uitoefen in hierdie lewe. Wanneer ek besluite moet neem. En dan moet ons ore oopmaak, ons moet ons harte oopmaak, ons moet weer opnuut fokus op die stem van Jesus. En ek dink dit is belangrik in hierdie adventtyd om te hoor wat Jesaja sê, maar Jesus het ook aarde toe gekom as raadsman. Kom ons leer weer opnuut om werklik na hom te luister. Vir wat ook al in hierdie lewe. Of dit belangrike besluite is wat ek moet neem, of dit is omdat ek bang is vir die toekoms, of wat ook al dit moet wees. Waaroor ek al bekommerd is. Kom ons luister in die eerste plek na Jesus. Kom ons laat nie toe dat Jesus se stem stil gemaak word deur hierdie wêreld. Kom ons laat nie toe dat ander se opinies, ander se raad swaarder weeg as Jesus. Psalm 119 vers 80 sê die volgende: Laat my volledig by u voorskrifte bly, sodat ek nooit raad op sal wees nie. Psalm 119 kom sê vir my en jou, as ek by die Here se voorskrifte bly, as ek by sy beginsels bly, as ek hom my belangrikste raadgewer, raadsman in my lewe maak, dan sal ek nooit op die punt in my lewe kom waar ek totaal en al raad op is nie. Mag dit waar wees van elkeen van ons, dat ons ook in hierdie adventtyd, hierdie feestyd weer opnuut sal gaan besef, dat Jesus ook my en jou raadsman is. Kom ons word stil en dan bid ek vir ons. Dankie Hemelse Vader dat U toe U Jesus Christus ook aarde toe gestuur het, U hom ook gestuur het om ons elkeen se raadsman te wees. Wonderbare raadsman, wonderbaar, want Jesus se raad is bokant ons begrip baie keer, bokant ons verstand dat dit sulke effektiewe raad kan wees. Maar Here Jesus, ons weet dis omdat U God is en omdat U ons elkeen beter ken as wat ons onsself ken en Here, omdat U weet wat lê in die toekoms en wag in die toekoms vir ons. Daarom is U hierdie wonderbare raadsman. Here, in ons leef in 'n wêreld waar daar so baie mense is, plekke is waar ons kan gaan raad kry, kan gaan raad vra, so baie raad wat vir ons gegee word, of ons nou vra of nie daarvoor nie. En al hierdie stemme kan so makliker maak dat ons van U stem vergeet. Kan so maklik maak dat ons vergeet om in die eerste plek ons raad by U te kry. Daarom help ons Here dat ons opnuut hierdie feestyd daarop sal fokus, opnuut hierdie feestyd daaroor sal dink. Werklik sal kies om wanneer ons 2026 ingaan, dit in die eerste plek te doen met U Here Jesus as die hoofraadgewer van my lewe. En dat al die ander stemme sekondêr sal wees van U stem af. Help ons dat ons U beginsels sal leer ken in die woord, dat ons sal moeite doen om die woord te bestudeer, dat ons meer en meer sal kan leer hoe U wil hê ons hier op aarde moet leef.
Here, seën ons in hierdie Christusfeestyd. Here, seën elkeen wat iewerster heen kan gaan, iewerster kan gaan vakansie hou. Gee dat elkeen ook daar u lig sal bring, want net soos wat u Here Jesus Christus die lig gebring het, waarvan Jesaja skryf in 'n donker wêreld, so gebruik u ons om ook ons lig te gaan skyn in 'n donker wêreld. En help dat ons sal onthou, al gaan ek op vakansie, al gaan ek op verlof, bly ek steeds Christen. Moet ek steeds ook daar waar ek is, my lig laat helder skyn. Here, seën ons en help dat ons so sal leef dat ander ook iets van u liefde, u genade deur ons sal kan beleef en ervaar. Ons vra dit in u naam alleen. Amen.